rede. Yes. Ek gaan 'n pad met julle stap vanaand. En ek nooi julle elkeen om saam met my te stap. Maar voor ons stap, moet ons eers bid. Want ons bid mos altyd voordat ons iewers gaan. Yes. Kan ons staan asseblief? Dankie Koning Jesus vir die voorreg om hier te kan wees. Dankie vir elke een wat die moeite gedoen het om op te kom na u huis. Maak harte ontvanklik. Maak ore oop, oë wat kan sien. Here, en bring ons op hierdie pad saam, sodat ons vir elkeen 'n duidelikheid kan laat gee, Here, van wie hulle in Christus is. En ons gee u al die eer en die lof en die aanbidding in Jesus naam. Amen. Kom maar sit. Ons almal ken die verhaal. Ons het 'n jaar terug het ons ook Paasfees gevier. En daar was baie mense wat bedroef was en wat gevoel het, nee, ons is 'n jaar verder. En wat het intussen tyd gebeur? Hoeveel van ons kon regtig daai pad bly stap? Hoeveel van ons het nie net sommer begin opgee? En dit was nie nodig nie. Want hoekom nie? Want jy was nie opreg daardie dag wat jy 'n besluit gemaak het, jy gaan vir jou hart vir die Here gee. Ons gaan begin in Matteus 27. Ek kan nie lees nie, ons almal ken die verhaal. Ek wil julle vat na 'n man wat gebore is met 'n rede. God het gekyk en hy het gedink, hierdie wêreld gaan dit nie maak. En om ons te red, moes hy self in vlees aarde toe kom, om ons die redding te kan bring. So hier staan ons op 'n aand wat ons weet, Jesus is gekruisig, 33 jaar wat hy op die aarde was. En hy het homself gegee vir jou en vir my. Nou hier kom daar, jy weet, Petrus het hom verraai, het hom 'n kus gegee, sê Rabbi, en almal het geweet, die soldate het geweet, dit is hy. En hulle het hom voor die hof gevat. Maar weet julle, daar was 3 kere wat Jesus voor die hof moes verskyn. Ek dink nie daar was 'n plan of enige iets nie, want hulle wou hom net dood eenvoudig laat skuldig bevind. Hierdie regverdige man wat geen sonde gehad het nie. So hier staan ons almal in die hof en ons luister. En Pilatus het self besluit, hierdie man is regverdig, daar's niks fout nie. Maar weer eens was daar 'n skare. En daar was mense wat nie saamgestem het nie. Soos daar vandag ook mense is wat nie altyd saam met ons stem nie. Daar was nie mense wat saam met die woord stem nie. Dit is hoekom hulle nog nie heeltemal ten volle oorgegee het nie. En Pilatus het gesien, maar daar's geen skuld nie. Aan wat gaan ek ons skuldig bevind? En hy het gedink, daar moet iemand wees. En hy het gevra, die skare is daar, Barabbas was daar. Kom ons vra die skare. Nou, julle is deel van die skare vanaand, né? En hy vra, wie gaan ons kies? Gaan julle Jesus kies? Of gaan julle Barabbas kies? En wat het die skare gedoen? Hulle het ek dink, my eie woorde, hulle het opgevlieg gesê, Jesus, kruisig hom, Jesus, sy bloed moet vloei, Jesus. En weet julle wat, Jesus het geen woord gesê. Hy het geweet wat gaan gebeur. Hy het geweet, daar's nie meer terugdraai nie. En hy skuldig bevind, met wat hy niks verkeerd gedoen het nie. En nou kom die soldate. En nou gaan jy hulle sien, hulle is gepantser, hulle is gereed, want hulle wil hierdie man wat hulle so geïrriteer het op die aarde, wil hulle nou vernietig. En hulle jy weet, daai slaan ding waarmee hy geslaan is, het kettings gehad, aan daai stukke wat daai was klomp eisters. So een houer was omtrent 12 houer wat hy moes kry. Daar was stukke metaal vasgewerk, hulle het geweet wat hulle doen.
En hulle het vir een ding seker gemaak, hierdie man gaan ons vandag, ons gaan hom geesel, ons gaan hom down trek. Jesus het daai pak gevat vir ons. Hy het geweet, as hy nou moet terugdraai, is daar nie 'n redding vir hierdie mense nie. Daai mense wat hom onder andere skuldig bevind het, en hy het niks verkeerd gedoen nie. En ons staan vandag, op die dag wat hy gekruisig is. Hulle het hom al laat sit, hulle het hom 'n rooi kleed aangetrek, hy het 'n riet in die hand gehad, en toe begin hulle hom spot. Sien hierdie prentjie. Hulle het vir hom gesê, as jy die koning is, kom, maak jouself los. Kom, red jou. Ag, daar is so baie dinge wat jy gedoen het terwyl jy op die aarde was. Kom, kry jouself hier uit. Jesus het nie 'n woord gesê nie. Hy het doodstil gebly. Soos 'n skaap wat by die slagpaal toe is, het hy net gekyk, want hy het geweet, wat hy gaan doen, is om die wêreld te red. Ek het vanoggend daai ding van die trein, die storie op die trein, dit is so van toepassing op wat Jesus vir ons gedoen het. Het julle dit gekyk? Ek weet nie of almal hierdie video gesien het nie. Daar was hierdie trein wat gery het met al hierdie mense. Dit was sondaars, daar was verkragters, daar was, weet julle, daar was soveel mense wat soveel dinge verkeerd gedoen het. En hulle almal was deel van hierdie trein. En Jesus het vir elkeen van hulle, soos wat daai pa sy kind moes offer, hy moes kies, my kind of daai mense op die trein. Mense wat besig was om drugs te gebruik en alles, wasted years. En niemand het ag gegee van wat besig is om te gebeur nie. Niemand het gedink dat daar een persoon is wat sy lewe gaan gee nie. En wat moet die pa gedoen het? Hy het 'n keuse gemaak. En hy het gesê, my kind moet gaan. En toe hy daai ding trek, toe kom daai trein. En as jy mooi gaan kyk, dit was soos 'n handicap, of dit was te laat. En hy kind is dood, vasgesit. En vandag is presies dieselfde. Jesus het vir ons gesterf. Hy het seer gekry vir ons. Daar was 70 disippels saam met hom. Almal het saam met hom beweeg. Maar elke tree wat Jesus gegee het, nader aan daai kruis, nader aan daai plek waar hy sy lewe moes offer, het hulle minder geword. En Jesus was gemartel, die bloed het gevloei, onherkenbaar, daar was niks, geen plek op hom, wat nie stikkend was nie. Kan jy jouself vir een oomblik indink? Ons het so geneig, mense val en kry seer, dan val jy, nee, want jou been is nou af, sien? Jy hoes 'n bietjie, ek dink ek gaan na die hospitaal, toe hulle my opneem, ek is siek. My kop is so seer, ek kan hom eers van kussing af oplig nie. My lyf is so seer, ek kan nie eens beweeg nie, ek kan nie. Hoeveel van ons ervaar sulke dinge? En Jesus kom, en hy ervaar al daai seer, al daai houe, al daai bloed wat gevloei het, en dan word daar 'n kroon op sy kop ingedruk, en glo my, daai soldaat het gegrin toe hy dit doen. Want hy het geweet, hierdie man het seer maak. En nou sit jy vandag, en elke jaar gaan daar 'n Paasfees wees, totdat hy ons gaan kom haal. En nou sit jy en jy dink, ja, dis 'n storie, dit is baie mooi, en hy het 'n mooi einde, want ons almal weet dat om 'n Sondag te kom, daar 'n Vrydag kom, is dit nie. En toe maak hulle die ding, en hulle sê, nou moet Jesus nog sy eie kruis opdra. Met daai seer lyf, het Jesus niks gesê nie. Hy het al hoofpyn gehad. Hy het erg seer gehad. Ek weet hoe voel dit as 'n wond oop is en dit brand. En hy het dit gevat vir jou en vir my. En hy het daai
gedra en ek weet elke tree het hy gesê, ek doen dit vir my kinders. Ek doen dit vir die wêreld, vir hulle wat nie eens in my glo nie. Ek doen dit vir hulle. Ek doen dit vir die verkragtes, ek doen dit vir die diewe, ek doen dit vir verslaafdes. Ek doen dit vir almal. Want ek wil almal eendag by my in die hemel sien. En hier moet Jesus gekruisig word. Hulle het so roef met hom gewaai. Ek meen gooi hom neer, nou net dit so mooi verduidelik. Ek dink hulle gooi hom neer en kom ons kry hom net in die lig dat hy kan doodgaan. Maar weet julle wat? Dis waar ons stil bly. Dis waar ons gaan stil staan. Daarvoor daai kruis. Ons redder hang die bloed loop. Hy was naak. Hoe ver moet 'n mens gedryf word dat jy tot voor die mense geontbloot word? Hulle het alles gedoen. Alles wat ons vandag ervaar in ons lewe, het Jesus ervaar. Hy het vernedering ervaar, hy het vloeke, hy het gespot ervaar, hy het baie dinge ervaar, hy het seer ervaar. Hy het dit gedoen vir jou en vir my. En wat doen ons? Hoeveel van ons wat hier sit kan vandag sê, ek het my hart vir die Here gegee en ek leef ten volle vol. Nie een. Nie eens ek kan nie, want ons is niemand volmaak nie. Maar wanneer ek daardie foto's kyk van waar Jesus onherkenbaar was, ek meen regtig, jy kon hom nie herken nie. Sy oë, daar's een foto, daai oog, weet jy, dit is hartseer. Daai oog kyk vir ons vanaand. Daai hande wat daar vasgeslaan is. Dis 9 in die oggend, hy's gemartel, 12 uur, toe hom aan die kruis gesit, 3 uur, toe sy oorlede. Toe is hy asem uitgeblaas. Vir jou en vir my. En nou vat ek julle terug na die see van Galilea. Jesus het saam met sy disippels en saam met skare mense het hy daar gesels, soos wat hy so baie kere gedoen het. En hy het vir sy disippels gesê, vat julle die skuit en gaan julle oor. En Jesus het daar gewag. En hy daar op die berg gaan sit. En hy het gebid. So baie van ons gaan sit op 'n berg en jy bekyk al jou probleme. Dis te veel. Dis te swaar. Here, hierdie kruis, ek kan nie meer hierdie kruis vat nie. Here, ek wil nie. Dit is nie meer lekker om seer te hê nie. My hart is seer. Die liefde het my verlaat. My mense gaan dood. Nee, Here, dan is daar finansies. Ag, ek wil nie meer nie. Hoe kan ons vir een oomblik sê, ek kan nie meer nie? En Jesus het daar gesit en hy het gebid. En Jesus het geweet wat gaan gebeur. En daai disippels is oor die skei en hulle is daar na die ander kant toe. En skielik kom daar 'n storm. En Jesus het geweet wat aangaan. Want hy het gesit en kyk. En daai storm was erg. Soos wat so baie van ons storms ervaar in ons lewe. Jy's besteel, jy's verneek, jou besigheid is onder jou uitgevat. Niks voel nie reg nie. Alles loop skeef. Jy verloor jou werk. Dinge is nie meer lekker nie. Jou kinders wil nie meer lief wees vir jou nie. Jou familie sê jou sleg. Jou familie stoot jou een kant toe. Jesus sit op die berg en hy kyk. En skielik toe sien Jesus op die see. En hy het aangestap gekom. Die woord sê hy het gewandel. Weet jy wat doen 'n mens as jy wandel? Ek en pastoor en hom het 'n bietjie gaan wandel vandag. Jy loop rustig en jy gesels en jy kyk en jy's. En hy het gewandel op die see en skielik toe skrik hierdie disippels en hulle dink, "Wow, hier kom 'n spook op die water."
En hier's Jesus. En nou sê Petrus, hy's braaf. Hy sê, maar as dit U is, Here, sê vir my ek moet uitklim, ek moet kom. Nou dit was nie 'n klein skuitjie, rooi bootjie, soos ons nie. Nee, ek dink dit was 'n groot skip. En hy het gesukkel, hy moes nog uitklim ook. En hy sukkel en hy klim uit. Hoeveel van ons kan vandag uitklim uit ons probleme uit? Hoeveel van ons kan vandag sit en sê, dis genoeg. Genoeg is genoeg, ek stap vorentoe. Vergeet wat agter. Preach it, Pastor, preach it. Daar's 'n toekoms. Preach it, Pastor, Daar's 'n preach toekoms it. vir Amen. elkeen. Want weet julle wat? Jesus is op die water. Amen. Amen. En Jesus nooi jou vanaand, vir elkeen wat hier sit. En hy sê, kom. Nou wat het met Petrus gebeur? Hy het uitgeklim en hy het actually op die water geloop. Amen. En hy het gestap. En hy het nie gedink, hy het stap op die water nie. Ek dink hy het seker geprobeer konsentreer of iets, ek weet nie. En skielik, toe verloor hy fokus. Hy was nog gefokus op Jesus nie. En hy sing. En wat doen Jesus toe hy sing? Hy stap en hy sê, gee jou hand. Klein gelowige, waarom het jy getwyfel? En vanaand wil Jesus vir jou sê, klein gelowige, waarom twyfel jy? Hoekom dink jy? Niemand kan jou probleme oplos nie, as ek hier is. Amen. As ek hier is, ek het aan die kruis gesterf vir jou, en vir elkeen wat hier sit, vir elkeen daar buite, vir hulle wat vanaand op die straat sit, miskien dronk, hulle weet nie eers wat aangaan nie. Hoeveel van hulle is op 'n trip? Hulle weet niks. Maar Jesus sit op die berg en hy kyk. En hy weet van alles wat aangaan. En hoekom twyfel jy? As die koning van die konings daar is, en hy is daar om al jou probleme op te los, al vat dit 'n bietjie lank. Want hoekom? Daar's 'n rede voor. Dis hoekom as Jesus nou so net sy vingers kon klap, kon ons almal sonder probleme gesit het. Wat ek dink wat sou gebeur? Die mense gaan jolly patrollie hê, want ons het nou nie bekommernis nie. O, lekker! Nou het ek hier worries, ag ek het ook eers nou om te bid, want ek het mos nou nie rede om te bid. Maar jy is so verkeerd, want weet jy wat? Jy het nog dankbaarheid. Amen. Vir dit wat Jesus aan kruis vir ons gedoen het, vir dit wat hy deurgemaak het, vir daardie stap wat hy gegee het met die kruis op sy skouer. Hy sê vanaand, vat jy die kruis? Kan jy regtig langs Jesus stap en sy kruis vat wat hy op daai oomblik moes dra? Is jy regtig bereid om die kruis op te neem? Soos wat die woord sê, ons moet elke dag ons kruis opneem. Nie dat ons moet gaan seer kry nie, nie dat ons moet geoffer word nie, maar wees ons beter as Jesus. Jesus het al daai dinge deurgemaak en hy het sy eie kruis ook nog gedra. Wie is jy wat vandag vir my kan sê, ag nee wat, ek stel nie belang. Nee, dit is nie lekker nie. Nee, maar ek het te veel worries. Nee, julle verstaan nie. Maar regtig, julle verstaan nie. Kom stap 'n week lank in my skoene. En ek gaan vir julle sê, julle gaan nie eens moed hê om te bid nie. Amen. Julle gaan nie. Toe die storm na die aand is en hy tent ruk so. En al wat ons doen is bid. Here, dankie, hier is 'n beheer. Ons het werking van kragte. Maak die storm stil. Amen. En dan gaan hy stil. Hoekom kan ons dit nie in ons lewe doen nie? Amen. Hoekom kan ons nie daai woorde in ons lewe gebruik nie? Ag weet jy wat, as jy dit 100 keer op 'n dag gebruik, dis reg. Want Jesus wil hoor van jou. Hy wil hoor en hy sien. Hy kan sien. Maar elkeen van ons het 'n pad om te stap. Amen. En Jesus wil kyk, hoe ver is jy bereid om te stap vir hom? Amen. Hy wat alles opgeoffer het vir jou. Alles. Hy het daar gehang. Hulle het hom afgehaal. Josef van Arimatea is die ene wat vorentoe gekom het gesê, kan ek die liggaam kry? En daar is geskrywe, Jesus sal in 'n nuwe graf lê. En weet julle wat is so awesome? Hy's neergelê. Ons het baie keer het ons foto's gesien
Maar ek was al op 'n plek by die Bergsig Tabernakel waar daar regtig 'n graf is. Die klipbank en alles. En as jy daar instap, dan voel dit vir jou die teenwoordigheid is hier. Amen. Want dit is dalk net 'n replika van dit wat was. Maar hier's Jesus, hy word neergelê. Ek weet, jy almal van ons, as ons daar was, het jy gehuil. Amen. Baie van ons dalk net gehuil tot etenstyd toe. Ag, ja, dit is nou oor. Soos 'n begrafnis. Dis oor en verby. Laat ek nou maar weer my lewe aangaan, want ek het mos 'n lekker lewe, dit gaan lekker en alles gaan mooi en ag, ek het mos nie bekommernis nie. Daai ou dingetjies is maar net, ek vat dit soos dit kom. En vanaand kom staan ons stil by daai deur, daai klip wat oopgerol is. Amen. En ervaar die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Want ek dink as 'n mens, as ons daar was, ek sou eers ingehoor het. Ek sou vir pastoor Peter van hom en al die pad uitgedruk het, want ek is nuuskierig, ek wil kyk. Maar elkeen van julle staan vandag voor daai oop graf. En ons kyk. En hy's leeg. Hy's leeg. Wat weet julle wat? Hy het opgestaan. Hy het opgestaan en hy leef. En hy leef tot vandag toe. Daar dieselfde Jesus wat daardie pad moes loop, wat die Via Dolorosa moes loop en die seerte moes ervaar vir jou en vir my, sodat jy gered kan word. Amen. En dan sê jy nee, dankie. Want dis wat mense doen. Hulle gaan en hulle hoor 'n bietjie woord of hulle kyk 'n preek of luister 'n preek en dis klaar. En dan het jy klaar vergeet wat gebeur het ook. Maar ek wil julle sê, hierdie naweek is 'n herdenking van een van die grootste gebeurtenisse in die hele wye wêreld. Amen. En persoonlik is dit vir my een van die mooiste stories. Amen. Want as dit nie vir Jesus was wat vir ons daar gehang het en gesuffer het nie, dan was ons nie hier vandag. Amen. Dan het ons nie 'n geleentheid gehad Yes. om te kan weet ons is gered. Amen. Maar die ding is, vat jy jou redding? Dis die groot probleem. Vir nou is dit cool en ons almal sit hierso en ons almal dink, ja, dis moeilik. Wat gaan jy doen as jy huis toe gaan? Wat gaan gebeur? Dan is die aand vergete. Ag, dit was lekker, los net. Woe, weet jy nou, ons het so 'n wonderlike diens gehad. Die teenwoordigheid van die Here was daar. En gaan jy dit leef? Gaan jy die keuse wat jy vanaand maak, gaan jy dit kan volhou? Yes. Onthou, hy kruis is swaar. Maar Jesus is langs jou. Amen. Want hy kan hom nie vir jou dra nie. Want hy wil kyk of jy kan. Hoeveel moed het jy? Wel, as 'n mens weet, en ons, dis die waarheid, Jesus is hier. Heilige Gees is in ons. Amen. En jy stap daai pad, want jy stap, dis 'n lekker stap, want weet julle wat? Die koning leef. Amen. Hy weet wat in ons lewe gebeur. Soms hou hy die oplossings 'n bietjie terug, want hy wil kyk, aan ons voltrek om te bid. Want onthou net, jy bid nie tot jy jou ding gekry het, jy wil hê? Amen. Hy werk wat jy gekry het, is net tot jy dit gekry het, dan gaan dit te lekker, want dan het ek nie meer tyd om te onthou om te bid nie. Yes. Of ek is gesond, prys die Here, my liggaam is aangeraak, ek is nie meer siek nie. Amen. Dan kan ek mos maar weer terug gaan wêreld toe, ek is nie meer siek, ek hoef nie te bid nie. Hoe gaan julle van vanaand af 'n pad kan stap met daai kruis op jou skouer? Yes. En maak nie saak wat die vyand voor jou gooi nie. So be it. Hy gaan hard probeer, maar hy gaan nie slaag nie. Amen. Hy is skadeloos gestel in elkeen van julle se lewe. Dit hang van jou af. Yes. Amen. Plek hy in jou. Yes. Amen. So ek wil vanaand, dis ernstig. Hierdie is nie 'n grap nie. Ons gaan vanaand 'n besluit neem. En nie volgende jaar met Paasweek, hier sit ons maar weer en dis maar weer lekker naweek en niemand het verander nie.
Niemand het niks gedoen om te sê dankie vir dit wat Jesus vir ons Amen. Amen. Want wat het ons oor? Ons kan nie vir Jesus geld gee nie. Ons kan niks, weet julle wat? Jouself. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Gee jouself vir Yes, my Lord, en yes. wys jou dankbaarheid. Ja. Dis al wat ons nodig het. Hallelujah. En daar was elke dag 'n kans, my, en sê jy vir my? Ag wat, dis oukei. Ek gaan net weer 'n prediker raakloop, ek gaan net tog gesels, ek gaan vir my bid en as alles weer eentjie dolly. Yes. Dis nie so nie. Dan van jou af as 'n persoon wat jy daarmee maak. Amen. Amen. Het Jesus verniet vir jou gesterf? Ja. Want as jy jou lewe aanhou leef soos wat jy dit nou doen, kan ek jou waarborg, jy kruisig hom daagliks. Amen. Jy laat hom daagliks deur daardie pyn en lyding gaan, Yes, amen. want jy wil nie verander nie. Yes, amen. Daar's soveel mense wat soveel geleenthede het en hulle gooi dit weg. Yes. En weet julle, Alright. Matteus 24, moet julle gaan lees. Lees dit met die leiding van die Heilige Gees Yes. en gaan hoor wat is op pad. Amen. Nou as ons hier vandag eens 'n bietjie kan saam staan en deurdruk en Yes. bid en aanhou en vashou nie, hoe gaan ons kom as die lewe begin erken? Amen. Ja. Hoe gaan ons dit kan maak as Yes. daar die groot Amen. verdrukking kom? Ag nee, wat is oukei, ek kruisig Jesus net gou weer. Regtig nie. Vanaand is dit 'n ernstige saak. Ek Yes, weet, amen. jy probeer, ek verstaan dit, ons almal probeer, maar ons almal moet streef na heiligheid. Amen. Kry daardie vieslike dinge in jou lewe uit. Yes, amen. Maak skoon. Amen. 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 Preach it, pastor. Preach it. Amen. Want een ding moet julle weet, Die waarheid. daar's dalk nie nog Preach it. geleentheid. Preach it. Amen. Yes. Jy ry dalk hier uit, en daar's nie 'n môre vir jou. Yes, amen. Of jy gaan slaap, en daar's nie 'n wakker word vir jou. Ja. Want dit kan gebeur. Ja. Ek hoor baie van mense wat niks bekeer nie, wat in hulle slaap dood is. Ja. Ja. Jy het eers 'n kans gehad om te repent nie. Amen. Yes. Geen geleentheid nie. Maar vanaand is daar 'n geleentheid. Vanaand het elke een 'n kans om weer te begin. Yes, amen. Kom ons maak daai boek toe wat vol swart geskryf is, Yes. wat aklig is, dinge wat jy gesê het, dinge wat jy gedoen het, jou reaksies wat mense se Yes, harte amen. seer gemaak het, Yes. Yes. jou gedagtes Yes. wat so baie ons eie vyand is. Want ons is wie ons dink ons is. En as jy dink jy's 'n oorwinnaar in Jesus, dan leef jy. Amen. Dan sal dit so wees. Yes. Amen. En moenie elke dag dink daar's 'n geleentheid nie. Die genade Here is besig om uit te loop. Yes. Amen. As jy 'n uurglas het by jou huis, ek doen dit baie. Ek draai hom om en dan kyk ek kas aan. 1 minuut, dan is dit verby. In 1 minuut kan jy jou lewe verloor. In 1 sekonde Amen. kan jy jou asem uitblaas. Het Jesus verniet vir jou gesterf? Yes. Het hy alles verniet gedoen? Of gaan jy dapper wees en opstaan en sê, so kyk, sal môre regmaak. Vanaand vier ons sy dood. Amen. En ek wil hê vanaand gaan ons almal stil raak. Amen. Amen. As jy weet, daar's iets in jou hart wat nie daar hoort nie. Vanaand is die geleentheid. God wat hy uitvee en hy vee al daai goed in jou Yes. Ja. hy skoon vir Amen. jou. Hallelujah. Daar's 'n wit blad voor jou. Wit. Hy het sy lewe vir jou gegee. Vir elkeen van ons. En ons wil die eer gee. Ons Amen. wil dankie sê vir wat hy vir ons gedoen het. Yes. So elkeen 'n geleentheid. Kry daai goed agter jou. Amen. Jy het 'n kruis op jou skouer. Ons kan nie anders nie, ons moet hom dra. Want anders gaan ons nie uit nie. Anders gaan ons nie uitroep na God en sê help nie.
En dit leer ons. Dit wat met jou gebeur in die lewe, is soos 'n leerskool waardeur jy moet gaan. Yes, amen. Daai pad wat jy moet stap Yes. tot by die kruis. Want daar is waar ons verlossing. Amen. Ons redder het daar op 'n kruis gehang. En dit is tyd dat ons dit regmaak. Ja. Dit is tyd dat ons alles agter ons sit. Yes. En moenie môre het ek, môre aand is dit weer dienste, môre sal ons weer probeer nie. Môre aand wil ek jy almal moet sê, ons het dankbare harte. Amen. Dan het jy kans van nou af tot môre aand toe, om vir die Here te wys hoe dankbaar was jy vir Yes. vandag. Yes, amen. Kom ons doen dit. As jy enigiets in jou lewe het wat nog nie reg is, Ja. kom ons vat dit uit. Ek sê verkeerde vriende, maar dit is nie verkeerde vriende nie, dit is die regte vriende vir die Here op jou pad stuur, sodat jy vir mense moet vertel wat vandag gebeur. Amen. Ons is daar om te, en weet julle wat? Matteus 28 vers 19, dan maak hy klaar. Hoekom? Want daar staan, gaan uit te gemaak disippels van Amen. mense. Amen. Wat doen jy vir Jesus? Yes. Yes. Hoe sê jy vir hom vandag dankie? En ek wil graag hê, kan julle vir ons daai ander liedjie weer opsit asseblief? The Master is calling. Jesus Halleluja. is op die water Amen. en hy roep na jou. Yes. Gaan jy 'n stap van geloof vat en uit jou gesondheid uitstap, uit alles wat verkeerd is in jou lewe, uit jou boot uit wat jou seer maak, gaan jy uitstap en op die water klim? En gaan jy na Jesus toe kom? En dis waar ons salvation is. Dis waar alles is. Ja. Die geleentheid, jy kan jou oë toemaak, jy kan maak Halleluja. wat jy wil, steek jou hande op, kom vorentoe. Yes. Yes. As jy voel, ons kan saam met jou bid, ons is hier Yes. Yes. van die meeste roep vanaand. Yes. Kom op met hulle oë toemaak, ek soek geen oor. Jy kan jou hand opsteek as jy nie vorentoe wil kom nie. The Master is calling. Gaan jy kan uitklim op die water en hom ten volle vertrou dat hy die een is wat alles vir jou gaan regmaak. Dankie. Karaboshatarabas. Yokoshatarabas. Oh, yes. Jy kan hier uitkom, kom lê op die mat. Kom doen net wat jy wil. Ons gaan jou bedien. Ons wil hê vanaand dat hierdie aand nooit verniet was nie. Ons gaan seker maak dat Jesus die eer gaan kry en dat ons lewe gaan lei vir hom. Dankie. Yes. Dankie, Here. Oh, yes, Lord. Dankie, Here. Oh, yes,
Dankie, enige iemand wat gebed nodig het, is welkom. Dankie, Here. Enige iemand, as jy reg is. Dis 'n geleentheid wat ons het om reg te kan maak. Ons kan nie hierdie pad alleen stap nie. En hy is daar. Hy wag vir ons. Yes, Lord. Waar ons beweeg, Here. Help ons, Here, dat ons die saad sal saai. Dat ons die naam sal groot maak waar ons gaan, Here, dat ons nooit skaam sal wees vir U nie. Dat ons nooit sal ophou getuig vir wat U in ons lewe doen nie, Here. Dankie dat U ons roep, Here, en dankie dat U bemoeienis maak met ons. Want ons sou verlore gewees het as hierdie dag nie daar was nie, Here. Dankie, my Vader. Dankie, Here. Dankie, Here. Ons wil nie wegstap van U af nie, Here. Ons is op die water, Here. En ons is met ons geloof, Here. Ons weet, wat ons weet, dat die eindpunt U is. Dankie, Koning Jesus, dat ons die voorreg sal hê om saam met U op die wolke te kan gaan wanneer U ons gaan kom haal, Here. Want vanaand is ek seker, niemand van ons wil meer wegdraai van U af. Niemand wil wegdraai en die verkeerde dinge meer gaan doen nie, Here. Want ons wil rein voor U staan wanneer U ons kom haal. Dankie,
Nog iemand hier. Laaste geleentheid. Ons gaan afsluit. Ons weet. Sessie. Zijn er nog getuigenis Allemaal van jullie is reg en gereed. As hy ons gaan kom haal, hoe moet ek al gaan wees? Dan gaan ons sit. Dankie. Bravo, Osha.
nou is het beter gewag. Enige versoeke. Is daar enige getuienis? Ja, dat is goed altijd. Amen, ek stem saam, dit is altyd goed, maar wat het jy spesifiek vir gedoen? Kom stig iemand, Ek voel dit kom so. op. Staat op ons opgestaan. Amen. So kom ons hier is. Kleinkie te getuienis. Kleinkie, kom, wys vir hulle hoe groot is jy. Moenie skaam wees nie, ons is hierso. Jou wees is my eens. Goeienaand allemaal. Ek is baie vanaand gewees en vandag met die dag met die kerk gewees het. Ek wil net sê, ek het baie gebyt vir hierdie week en ek het gevra vir Here dat die ma wat my kind by die kerk kan kom. Maar dit is nie moeilik by die kerk te kom nie, maar ek is aan wens dat ek kom bietjie. Ons die nuwe kerk is daar so. Ek het gekom môre met sy girlfriend. Ek is baie bly en ek het gevra vir die Here dat ek kom en ek het hierdie week woensdag, ek het nog so geleer. Toen staan ek op sê vir hulle moet die oor kry. Ek gaan dit makliker wees as ek dink dat dit gaan wees. Ek het dit dan nooit te kom is by binnekort as oor kry. Hulle voor die deur aflaai. Dis dit makliker en dit is nie gevaarlik nie. Dit gebeur so mooi alles het geloop. Net nooi, hier is die nagmaaltafel is gereed. Enigiemand wat graag die nagmaaltafel wil gebruik, is weer eens welkom. Maar die vrou wat mekaar wil bedien. Boeties, sissies, mamas, kinders. Dit is julle gevoel, so cool. Frikkie, iets zwaar op jou hart? Nog lips? Iets niks, nie zwaar. Mense julle, eenheid. Saam met die kinders van die Here wat in die eenheid is. Die Satan, hy hardloop net weg. En Pastor Terry, Joey, ek, ons was siek hierdie week. Ek het vir 2 dae reg op in die bed gesit en slaap. Kon nie heen. Dat my longe het geskeer van my ribbes af soos ek gehoes het. Ek is hier vanaand. En ons was in die eenheid. En ek sê vir die Here dankie dat hy ons aangeraak het. Ek het nie 'n stem gehad, my stem is hier so. Ek kon die Here se naam groot maak vanavond. Die mense as ons so in die eenheid is, dan gaan dit net ons wees in 'n konferensie. Baie dankie. Here's the lady of the hour. Net met the entrance man. Staan nie langs my weet nie. So jy het 'n groot getuienis. Julle, hierdie week het daar waar ons bly is baie veilig. So ek slaap met my kamerdeur oop. Want ek kry baie warm. En daar was nie is 'n kans van reën voor die aand nie. Maar 2 die oggend word ek wakker. En ek hoor hierdie weer kom op. Nou, ek loop moeiliker in die aand. Ek val makkeliker. Which is true. En, maar, nou, ek en dink, gaan dit nou inreën in my kamer, een van my kaste reën nat. En, gaan ek los en kyk of dit inreën. Toe hoor ek 'n stem vir my sê, ek gee kans, gaan maak toe die deur. En ek loop uit en ek gaan maak die deur toe. Toe ek buite is, maar die weer is swaar, mense. Ek reën nie nat nie. Onder die seil reën ek nie nat nie. En maak sien die grond nat. Net aan die kant my deur. En maak die deur toe en ek
En ek val so dat die raam op my sterk arm val. En ek val op die raam. So nou, die weer is swaar. Ek weet nie hoe dit gebeur nie. My arm het nie seer gekry nie. Amen. En ek weet nie hoe ek daar uitgekom nie, maar ek het. Ek staan toe nou op, daar staan 'n stoel op die stoep. Ek klim teen die stoel op. En toe ek op is, dis my sussie agter my. Toe sê kom bys kom toe maak. Maar sy het nie geweet ek het geval nie. En ek is in my kamerdeur en ek's binne. Toe gaan die krag af. Ek het die kans oor ek huis toe. En ek stop by die bed, ek loop op gevoel tot by my bed. En ek val nie verder nie. Want die Here gee kans. Amen. Amen. En maar die crux van die storie is, Here, hoeveel kansse wil ons hê? Amen. Amen. Nou dis 'n getuienis. Sjoe. Ek het dit in kort. Ek moes myself verstaan. Sorry. Baie dankie vir dit. Ek wil julle nooi vir 'n lekker etentjie daar in die kindersaal. Maar ek wil julle ook vir môre aand nooi, asseblief. Amen. Kom weer. Wees nuuskierig. Kom met 'n afwagting. Kom met jy ingebid. En dan kom ons kom lê 'n bietjie voor die Here. Amen. Maar ek bid julle die vrede toe Amen. en die liefde van die Here se hart. Wanneer julle vanaand sal slaap, dat julle goeie drome sal kry. Yes. Amen. En dan wanneer ons weer saam trek, dat dit goddelik sal wees. Amen. Sy koninkryk hier op die aarde. As hy. Ons bid, Here, ons sê vir dankie vir die voedsel wat U voorberei het. Amen. Maar soveel te meer, Here, vir die woord wat uitgegaan het. Here, dankie vir elke verrigting wat in U naam alleenig was, Here. Vir die vra, Here, dat U ons sal verdaag in Jesus se naam. Yes. Here, ek wil U vra, Here, U kosbare bloed oor ieder en elkeen. Beskerming, Here, wanneer ons by die huis instap, Here, Amen. dat daar vrede sal wees. Yes, Lord. Yes. In Jesus se naam, Here, en soveel te meer, Here. Bring ons weer verder terug môre aand, Here. En Here, dat U wil sal geskied. In Jesus se naam alleen. Amen. 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 Hoe laat kom? 6, 5. As jy 5 uur begin weer met soos ons vanaand. Wil julle weer vanaand, môre aand, lofprysing en bid. Yes, yes. Amen. Soos vanaand. Amen. Kom ons trek dan 5 uur by mekaar. Maar julle is welkom. So om 5 uur saam lofprysing en voor die Here se voete lê en dan gaan ons sommer aan. Ons gaan nie die keer stop nie. En dit is ons bietjie daar. Ja. So dan gaan ons aan. So ons sien julle 5 uur môre aand. As hy. Amen.